Hallo en welkom by nog 'n episode van Blitz Fokus. Op die week se episode gaan ek met Jandre Roquero gesels oor hoe voordelig dit vir haar was om 'n gap jaar te vat. Ek en sy gaan ook later in die episode bietjie blitsvinnig speel. Hierdie week gaan ek en Annemarie ook gesels oor wat is nuut in die wêreld van die jeug. So bly ingeskakel vir 'n propvol episode. Welkom Blitsfokus-kykers by vandag se Wat is nuut. Soos gewoonlik het ek vir Annemarie de Tooy op die bank saam met my. So welkom Annemarie. Dankie, dis lekker om terug te wees en lekker om jou weer bietjie te sien. Ek weet jy was laasweek bietjie af gewees, so dis lekker om jou terug te hê. Ja, kan ons weer mekaar chat. En jy moet my eers vertel, op die vorige episode het jy vir my gesê dat jou sussie se kinders bietjie by jou kom kuier het. So Ja. hoe was dit om die klein goetertjies by jou in die huis Dit te was hê? lekker. Dit was vreeslik bedrywig. Hulle het 'n bietjie langer gebly as wat beplan is, maar ek het dit vreeslik geniet. Dis maar hulle hou van my mens besig hoor. Daar's nie van ek is nie lus om vanaand nie kos te maak. Jy moet kos maak en entertain en hulle het elke aand die voorreg gekry om 'n movie te kyk want ek het net na 'n dag toe ek soos nee of teen die einde van die dag. So ek sê kyk 'n movie. Los En my. dan laat ek rustig kos maak of rustig goed was of Net iets maar doen. ag, ek het dit baie geniet. Dit was regtig lekker. Nou en gelukkig werk jy vir 'n youth brand ook. So Ja, jy, ja. so jy weet hoe om die jeug te hanteer Ja. en besig te hou. En hulle het toe so 2 dae in die kantoor ook gesit, so almal het lekker met hulle gesels. Hulle het hier rondgeloop en so hulle het dit ook geniet. Ja. Ag, dis lekker. Ja. Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed. Ons is hier, ons is aan die gang. Ek het 'n baie interessante berig gelees in vandag se Sportkoerant, Sportrap hier by ons. Waar hulle sê of waar hulle praat oor die feit dat 75 jong rugbyspelers tussen die ouderdomme van 11 en 16 by die SSA se ontwikkelingskamp betrokke was. En ek dink dit is so ongelooflik want dit is hulle sê in die laaste 2 jaar het die SSA hulle regtig gevestig as soos topstops in jongmenssport en in jeugsport. So dis altyd vir my so lekker om te hoor as daar so baie kinders by daai tipe ontwikkelingskampe opdaag. Dit gee vir my hoop vir die toekoms van sport vir ons land en net die toekoms van motivering vir ons land ook. Want dit beteken as daai kinders, ek meen hulle skoolvakansie opgee om hierdie oefenkamp by te woon, dan beteken dit baie vir die toekoms van sport in ons land en net om te sê daai kinders het iets in hulle wat sê hulle kan nou PlayStation speel of hulle kan nou voor die TV lê, maar hulle gaan woon hierdie ontwikkelingskamp by en hulle weet hulle dra later weer by tot die sport en die ontwikkeling van sport in ons land. So dit is altyd nice om sulke goeders te lees. Ek dink die sport in ons land is besig om op te tel. As mense kyk na 'n paar jaar terug, ek weet ek was nou so 'n bietjie in die agtergronde van die NSSR liga wat ook aan die gang is en hoe hulle dit gebruik om dan ook die half die bevordering te doen veral vir rugby. Dit is vir my lekker om te sien dat hulle van kleintyd af begin om daai half die belegging te maak in die jeug want jare terug was dit nou soos okay, jy speel maar vir jou skool en dan sit 'n seasonal ding en dan gaan mense nou maar aan en dan eers as jy hier by onder 16 onder 18 of daar kom waar dit nou eintlik almal besig okay, wag, ons moet nou hierdie ernstig bietjie op want dan is dit al te laat vir die ontwikkeling vir al daai klein skills as mense dit nou so kan sê. So dit is al vir my ook lekker om te sien dat hulle so baie insit in die kinders en in die jeug en in die ontwikkeling van hierdie al is jy 'n 11-jarige begin by die basiese en bou op tot dalk eendag speel hulle vir Namibië. En dit is altyd die doel om hierdie opbou van hierdie spelers om daarby uit te kom en ek dink ons kom altyd so net daar. Dis soos ons is net daar maar nie heeltemal nie. So ek dink met al hierdie half tyd en effort en moeite wat ingesit word in die jeug deesdae veral met die rugby. Hoop ek ons kom binnekort uit. Ja, ag en ek dink ook dis interessant dat jy dit noem want rugby dink ek is 'n sport wat baie vinnig jy's van Namibië af. Okay. Want ons het nou nog nie 'n wêreldbeker finaal gespeel nie en ons het nou nog soos ons rugby for lack of a better word asseblief julle ons rugby sukkel so bietjie. Ja.
En so dis altyd vir my nice om te sien dat hulle die ontwikkeling van so jongs af doen, want as jy kyk na ons buurlande, soos byvoorbeeld Suid-Afrika, wat mos nou die groot rugbyland is, en hoe dit Suid-Afrika se mense en die nasie bymekaar bring en die impak wat rugby daarso het, dan is dit vir my so mooi om te sien dat ons rugby nou op so jong ouderdom begin ontwikkel, sodat ons tot op daai punt kan kom, waar ons daai selfde trots en daai selfde gemeenskap het in die ontwikkeling van rugby in Namibië. Ja. Dit is vir my, daai wat jy nou so Suid-Afrika as die land, is vir my altyd so interessant, want almal in Namibië is so passievol vir Suid-Afrikaanse rugby. Springbok rugby. Die Springbok rugby. En dan sê ek, maar wat vir ons wil Wichas? Wat vir ons wil Wichas? Ek is 'n Suid-Afrikaner en ek sê nou nee, jy kan trots Suid-Afrikaans skryf. Almal in die wêreld is trots op Suid-Afrikaanse rugby. Dis nie net Namibië nie. Ja, maar dit is altyd vir my so interessant. Ja, ons groot geword het, ek het nooit geweet vir lang tyd toe ek was Namibië het 'n rugby span nie. Maar hulle kom daar. Dit was soos Suid-Afrika, Springbokke was ook maar net Namibië ook. So, maar hulle is besig om op te kom. Ja, en die ontwikkeling is belangrik daarvoor en dit is waarna hulle nou die tyd en die geld investeer. So kom ons hoop nou maar dit draai uit soos wat dit moet en dat ons ook eendag met ons Welwitschia treie met trots kan rondloop soos wat die Suid-Afrikaners elke dag 7 dae van die week in hulle Springbok treie rondloop. Ja, kom ons hoop so. Ja, en dan bietjie iets half negatiefs bietjie. Alhoewel ons het in laasweek se Voxpop het ons met vir die van die studente gevra oor die gevare of die vergelyking tussen om 'n vape te rook of 'n tjoef as mense so kan sê en dan die drugs of alkoholmisbruik of so en so. En dit was ons baie interessant hoe mense gereageer het daarop. Van hulle het gesê, ag dis gelukkig nie so gevaarlik soos drugs en alkohol nie en of dis nie so verslawend nie of nee, hulle doen dit net want hulle vriende doen dit en waar ander sê nee, dit is amper meer soos half nou kom ek weer op die Afrikaanse woord. Meer verslawend. Verslawend, ja, meer verslawend, so dit maak dit gevaarliker of so. Dit was interessant om die verskil te sien in mense se opinies oor dit en so. Ja, kyk ek dink as jy die navorsing gaan doen daaroor, vandat vape 'n ding geraak het 'n klomp jaar terug, het mense gesê vape is die gesonder alternatief vir sigarette rook. Maar nou die deesdae se navorsing wys maar vape is eintlik baie slegter vir jou. Ek meen jy kyk na goed soos popcorn lungs en al daai tipe gevolge wat jy kry. En die navorsing is so teenstrydig dat jy nie eintlik weet wat se kant toe nie. Kyk, moenie rook nie. Moenie rook nie, moenie vape nie. Maak nie saak wat dit is nie. Don't start. Maar ek dink ook, want een van die mense wat ek raak gelees het in die Voxpop het gesê, jy kan dit nie regtig vergelyk met dwelms en alkohol nie. Maar jy kan. Ja. Want enigiets wat verslawend is 'n dwelm. Dit is letterlik die definisie van 'n dwelm. Is iets waaraan jy verslaaf kan raak. Alkohol is 'n dwelm op sy eie, sigarette is 'n dwelm op sy eie. En dan natuurlik het jy nou jou harder tipe dwelms. En ek dink net omdat die nagevolge en jou liggaamlike reaksie nie so erg is nie, beteken dit nie jy kan sê dis minder gevaarlik nie. Ja. Want om verslaaf te wees aan enigiets is 'n probleem. Wees dit 'n dwelm of 'n middel wat jy gebruik, wees dit, ek meen mense het TV-verslawings, mense het PlayStation-verslawings. So dit kan regtig enige vorm vat en jy kan nie die gevaarlikheidsvlakke vergelyk nie, want either way bly dit sleg vir jou. Ja. So ek dink dis iets wat mense in gedagte moet neem en gaan vat jou tyd en gaan lees veral die Wêreldgesondheidsorganisasie hoe se navorsing daaroor, want jy gaan soveel leer en dan kan jy ten minste 'n ingeligte besluit maak. Ek en Rosaan kan nie hier op die bank sit en sê hey, moenie vape nie. Maar doen ten minste jou navorsing en weet waarvoor jy jouself inlaat, want ek weet van soveel mense wat begin vape het, omdat mense vir hulle gesê het, dis die pad om sigarette te los, of dis 'n gesonder alternatief, wat nou meer verslaaf is aan hulle vape as wat hulle ooit aan enige sigarette was, en hulle longe is slegter af daarvoor. So, doen net die navorsing, voel dit vir my, en almal kan nou maar hulle eie besluite neem, ek en jy weet dit sleg vir ons weet ons gaan dit nie doen nie, maar dit op die ou einde van die dag lê daai besluit by die persoon wat dit gaan maak en al wat ons kan doen is om hulle in te lig daaroor. Ja. Ek het ook al by mense gehoor wat sigarette gerook het en dit gelos het en toe later met vape begin het en dit ook toe moes los en hulle sê om 'n vape te moet los of om
dit is 10 keer erger. Dit is 10 keer moeiliker want dit is nie sigarette is mos maar soos vir party mense stink dit en dit maak jou dalk bietjie naar en dan maar vape is soos En jy ruk hom so by enige plek ja, uit. Jy is so maklik. Jy hoef nie op te staan en buite toe gaan en 10 voet van die deur af te rook of wat jy sit net op die bank of jy sit net en so ja, just don't start. Ja, moet net nie begin nie, want dit is soos jy sê, dis moeilik om te los en op die einde van die dag is dit sleg vir jou, maar dis soos ek sê, ek en jy kan nie vir mense besluit nie, maar doen net jouself die guns en kry die inligting wat jy nodig het voordat jy begin daarmee en voordat jy 'n besluit neem rondom dit. Ja. En maak 'n ingeligte besluit. Ja, dis al wat ons kan is mense inlig, maar sleg vir jou, don't do it. Moenie. Ja. Maar dankie vir nog 'n lekker kuiertjie op die bank. Ag, is altyd lekker om saam met jou hier te wees. Ja, dit is. So tot volgende keer. Tot volgende keer. Dan sê kyker, bly ingeskakel want net hierna gaan ek met Jandrey gesels. So bly ingeskakel daarvoor. Welkom terug Blitsfokus kykers by vandag se onderhoud. Ek het vir Jandrey Rokero hier saam met my op die Blitsfokus bank. Baie welkom hier by my op die bank. Baie dankie. Dit is vir my 'n groot eer om hier te wees. Dankie vir julle tyd en ek sien uit om saam te kuier. Ja, jy het nou al die pad van Walvisbaai af gekom. So baie dankie vir daai travel en dat jy hier is vandag. Begin sommer vir ons 'n bietjie vertel van waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword? Al daai kom ons sê voor universiteit informasie. Okay. So ek is gebore in Windhoek, baie jare terug. in Windhoek groot geword, grootendeels so tussen Windhoek en Rehboot. My ouers het kerke geplant, so ons het maar gegaan soos die Here gelei het. Ek was in Bloemfontein, graad 1 en 2. Ja, dit is 'n interessante feit. Ons het teruggekom toe ek by Parkies vir die res van my laerskoolloopbaan. Hoërskool toe ek in Windhoek Gimnasium, tyd van my lewe, vir altyd dankbaar. So ja, eintlik maar grootendeels 'n Windhoeker. Ja. Ja, oor al die areas. Ja. En toe het jy gaan swat, later gaan swat en jy toe onderwys gaan swat. So vertel 'n bietjie vir ons, hoe het jy besluit om onderwys te swat? Hoe het dit gekom? Okay, so ek het na hoërskool baie gesukkel om te besluit wat dit is wat ek wil doen. En ek is maar iemand wat, wanneer ek iets doen, moet ek vasberade wees, ek moet seker wees. So ek het toe besluit, ek gaan 'n gap jaar vat. Dit was te veel vir my, ek was oorweldig. Ek kon nie so 'n groot keuse neem. Ek het gevoel, dit bepaal die res van jou lewe en jy moet passie hê vir dit wat jy doen. En ek het toe 'n gap jaar gevat en ek het by Gimmies toe gewerk as 'n assistentonderwyseres. So want ek het gevoel ek kan ook nie by die huis sit nie, of althans my pa het so gevoel. So maar dit was die beste ding wat met my kon gebeur want binne in daardie klaskamers, ek het maar gehelp met alles, verstaan, dit was sport, dit was bietjie klas, dit was bietjie tutor en binne die klaskamer het ek besef, wow, dit is die grootste platform waarvan 'n mens kan droom. Want dit is nie net om inligting oor te dra nie, dit is om kinders te inspireer, dit is om hulle te leiding te gee. Ons beweeg al hoe meer in 'n tyd, ek glo, waar dit moeilik is vir ouers om emosioneel sielkundig by kinders uit te kom op die vlak waar hulle veilig voel om te groei in 'n sekere spasie. Nie omdat hulle dit so wil hê nie, maar ekonomie druk ons al hoe meer dat ouers spandeer meer tyd by die werk. So ek het besef, die platform is groot en kom ek gee dit 'n kans. Dit is 'n goeie platform om bietjie leiding te gee, bietjie kinders by 'n vlak te bring waar hulle in hulle self glo, sodat hulle ook by 'n plek kan kom om hulle passie met volle confidence aan te pak. So ja, en toe ek besluit om onderwys te gaan swat, ek was nie vir 'n dag spyt nie en ek moet sê, my gap jaar het soveel bygedra tot my hele universiteitsondervinding, want dit was nie average nie, dit was, ek kon die werk sien, ek kon die werk aanpak met alreeds bietjie ondervinding wat ek opgebou het en ek kon dit realisties maak vir myself en dit het die leerproses vir my soveel makliker gemaak en ek het tyd gehad om baie ander dinge ook te doen. So ek is baie dankbaar daarvoor, maar ja,
dit is ja, hoe ek daarbey uitgekom het. En jy het toe besluit om op Potchefstroom te gaan swaat by die Noordwes Universiteit, ek ook. Maar so hoe het jy daai besluit geneem? I mean, hier's in Namibia onderwys, hier's al die universiteite redelik in Suid-Afrika. So hoe het jy by Potch uitgekom? So, mense doen mos maar 'n bietjie navorsing en ek het vinnig geleer dat Potch 'n verskriklike goeie reputasie het veral vir hulle onderwysfakulteit. So die voorbereiding wat hulle doen is in vergelyking byvoorbeeld met 'n UNAM 4 jaar in plaas van 3 vir jou volle bachelors waar jy bietjie meer praktiese ondervinding opbou ensovoorts. So ek het agter die reputasie aangegaan. Ek het ook by ander universiteite aansoek gedoen, maar prys die Here, Potchefstroom het deurgekom en ek sou elke liewe mens wie onderwys, sal ek nou maar sê die loopbaan is of hulle toekoms in onderwys sien, sal ek bemoedig om vir Potch te gaan. So ja. En net ons het nou voor die onderwys bietjie gesels, maar jy het toe vreeslik betrokke geraak by jou koshuis. Jy was toe in Karlien en vertel 'n bietjie van daai ondervinding, hoe dit was toe om deel te wees van die koshuis en deel te wees en toe op die ou ende ook primaria te wees van die koshuis. So vertel 'n bietjie van daai ondervinding. So dit was maar redelik, dit was 'n verrassing uitgedraai op die einde van die dag. Want ek's verskriklik lief vir sport. My hele hoërskool, laerskoolloopbaan netbal gespeel. Netbal was my hartklop. En universiteit toe gegaan en gedink, maar ek gaan nou mos nou net aan met die netbalplan. Totdat my bene nie meer kan nie. En ek het toe besef dat daar soveel meer geleenthede is as sport. Dit hoef nie daar te eindig nie. En ek het myself gevind in verskillende leierskapstrukture. Voordat dit nou by koshuis en primaria uitgekom het, het ek myself uitgedaag om deel te neem. My pa het altyd gesê, jy gaan vir 'n geleentheid, anders beteken 'n geleentheid vir jou niks. Jy moet daarvoor gaan. So ek het gegaan vir dit wat aanloklik gelyk het, redelik gemeenskapsdiens, meer in daai area van leierskap. En ja, en toe het ek natuurlik baie lief geraak vir my koshuis sissies en wanneer jy lief raak vir mense, wil jy jou passie met hulle deel. En leierskap het toe groter as sport gegroei binne my as 'n passie. En ek glo ook dat so die Here my gelei het na 'n groter doel op aarde. Ek het besef maar ek wil lief wees vir hierdie mense, ek wil hulle lei, ek wil 'n voorbeeld stel, ek wil 'n omgewing vir hulle skep waar hulle tuis kan wees, maar ook kan glo en groei in hulle self. En ja, en toe word ek primaria gegaan daarvoor, dit was moeilik, maar die beste deel van alles, en ek sê dit letterlik nog gister vir 'n vriendin, die beste deel van alles is, in daai oomblik het ek nie besef dat die druk wat ek daai tyd ervaar het, obviously, self gegaan vir die druk, maar die druk wat ek daai tyd ervaar het, soveel sou bydra tot wat ek vandag doen met my lewe. Die admin, die emosionele intelligensie wat mens moet opbou om met mense te werk, die stabiliteit wat jy in jou eie lewe moet, jy weet, verseker om te kan uitgaan en ander te kan lei. Het my so groot voorberei vir onderwys, want dit is presies wat ek vandag doen. Jy lei jou klaskamer, jy moet daar wees vir jou kinders, jy moet daar wees vir jou kollegas, maar jy moet ook weet hoe om jou eie stabiliteit te beskerm, jou eie hart te beskerm. So ja, kan nie meer dankbaar wees nie, regtig, dit was fantasties. Dit het jou definitief daai, soos in Engels daai advantage gegee in jou beroep en in die 100%. En as ons 'n bietjie terug gaan kom na die gap jaar toe, wat sal jy sê soos het jy geleer in daai, nou nie net van die onderwys wat jy genoem het van die voorbereiding, maar in jouself, soos wat het jy geleer in daai tyd? So, Rosanne, ek sal sê ek het geleer dat dit regtig oukei is om nie op die pas van die mense rondom jou te beweeg nie. Ek dink, veral in society, jy raak so onder druk want daar is sekere dinge wat soort van net 'n volgende stap in die lewe is. Dit is soort van, ek bedoel 90% van my chommies het almal universiteit toe gegaan na skool. So dit was soos amper it's the obvious next step. En dit het baie moed gevat om 'n stapie terug te vat en vir myself te kan sê, maar wie sê dit is 'n moed? En ek dink dit was vir my 'n groot lewensles, veral omdat dit so mooi uitgedraai het, veral omdat ek myself gevind het in daai jaar, veral omdat
ek besef het mens moet dit 'n prioriteit maak om geestelik, emosioneel gereed te wees vir dit waarvoor jy passievol is. Dit is altyd so maklik om net te hardloop. Ek bedoel, ek nog altyd geweet ek wil met mense werk. Kon nie lekker uitfigure hoe en waar nie, maar mens hoef nie net te hardloop omdat jy weet dit is 'n passie nie. Jy mag ook tyd vat om jouself voor te berei en op te bou sodat jy dit ordentlik kan uitleef. So dit was ultimately die groot lewensles vir my. Ja. Ek het ook in naskool het ek so, wel dit is so in die middel geval en op die ouende het ek 2 jaar eers later gaan swat en vir my persoonlik was dit die beste keuse wat ek ooit kon gemaak het. Ek was vir so 'n jaar oor see en het gaan op ek het altyd gedink nee, ek wil eendag met kinders werk. Ek het 'n passie vir kinders, ek love kinders. En toe sê almal nee, word 'n kleuterskoolonderwyser. Dus ek dink ek is so lief vir kinders nie. Maar en ek het hierdie jaar gaan op en ek het so baie van myself geleer, so baie van die lewe daar buite geleer en ek het teruggekom met 'n hele ander idee van wat ek met my lewe wil doen. So ek is vir altyd dankbaar ek het dit gedoen. So dit is 'n groot groot ding wat my lewe vorentoe gedruk het. Ja, ek dink is belangrik om aktief te wees as jy besluit jy vat daardie jaar om geleenthede uit te oefen. Jy gaan nie net by die huis kan sit en dit gaan net in jou skoot val wat jy moet doen nie. Jy moet actually iets doen met jou tyd. Ek dink dit is ook baie belangrik. Ja, jy moet dit gebruik om uit te figure wat jy wil doen. En dan net gou laasens kortliks enige raad aan jong mense wat oorweeg om 'n gap jaar te vat. Ek sal sê dit is letterlik okay om nie te weet wat jy wil gaan swat nie. Dit maak jou nie minder mens nie. Dit laat lyk jou nie deurmekaar nie. Mense wie druk plaas op jou, dis as gevolg van society en dit is 'n average outlook om te hê op die lewe. So jy is eintlik 'n sterker mens om 'n stapie terug te kan vat. En ek sou sê my raad is figure uit waaroor is jy passievol en doen soveel moontlik goed om daai passie uit te leef totdat jy uitfigure waar dit is waar jy verskil kan maak, waar jy regtig in die lewe kan instap en sê maar ek is doelgerig. Ek weet hoekom ek opstaan, ek weet wat ek wil doen en ek weet wat is die eindresultaat wat ek wil sien. So vat tyd, dink daaroor, doen soveel aktiwiteite as moontlik, maar maak seker dis 'n passie. Ja. Do what you love. Yes. Exactly. Yes. Baie dankie dat jy saam met my gekeer het, maar jy's nog nie heel van die seat af nie, jy moet nog 'n bietjie wag. Blitsvikkers kykers bly ingeskakel want dit hierna gaan ek vir Jean-Drey bietjie op die warm plek sit en sy met 'n paar vragies vir aan antwoord. So bly ingeskakel daarvoor. Blitsvikkers kykers, ons is nou hierso by Blitsvinnig en Jean-Drey gaan vir ons bietjie 'n paar vragies moet so vinnig as moontlik antwoord. So Jean-Drey, is jy reg? Let's go. Okay. Is jy 'n oggend of 'n aandmens? Aand. Wat is jou gunsteling kossoort? Pasta. Nice, ek hou van pasta. En dan as jy moet kies tussen verniet rys vir altyd of verniet kos vir altyd? Rys. Ja. Boodskap, tik 'n paragraaf of stuur 'n stemboodskap? Voice note. Dit is nie dieselfde mens nie. Wat is jou soos go-to lazy aandete? Jo, peanut butter brood. Tee of koffie? Koffie. Wat is jou gunsteling seisoen van die jaar? Winter. En iets waarvoor jy altyd sal lag? Jo, my goodness. My kinders se grappe. Jou soos ideale droom vakansiebestemming? Greece. Ooh, Mamma Mia. Ja. As jy jouself in 3 woorde moet beskryf, wat sal dit wees? Lag, lewe, liefde. Dis hy. Wat is jou gunsteling gedeelte van jou werk? Sjoe. Nie die merk nie. #taleonderwyser. Jo, eerste oggendkoffie. Okay. As jy 'n dier was, wat sou dit wees en hoekom? 'n Kat. Nie te veel aandag nodig nie, maar ook ek is hier as jy liefde soek. Okay. Soet of sout snacks? Sout. En dan by die seevakansie of in die bosvakansie? See.
Okay. En dan laaste, as jy soos 'n Guinness World Record sou aandurf, wat sou dit wees? My word, nee. Akkuraatste vraestelmerkery on par. Ja. Okay, Ja. dit maak sin. Dankie vir daai, dit was vinnig, dit was toe nie so erg nie. My goodness. Sy Blitsboekers kykers, dankie vir dit. Bly net hier ingeskakel, want net hierna kyk ons na 'n nuwe liedjie. Welkom by Voor in die Koor, waar ons die betekenis agter liedjies van kunstenaars ontdek. Hemel op Tafelberg is oorspronklik deur Kurt Darren in 2003 uitgebring en die jaar in samewerking met Spoegwolf weer uitgebring. Hemel op Tafelberg is 'n aangrypende Afrikaanse liefdesgedig, getoonset as 'n treffer, wat die reis van 'n standvastige verhouding pragtig vasvang. Die liedjie skets hoe twee mense van 'n klein begin af samelewe en 'n gesin bou deur die goeie en slegte tye. Die liedjie begin met 'n sweem van nostalgie deur te verwys na 'n eerste soen terwyl Laurika Raug op die radio speel en ontwikkel kronologies tot waar die sanger die toekoms en hulle kinders in die geliefde se oë sien. Dit is 'n viering van volwasse liefde wat van 'n klein begin af saam 'n huis gebou het en deur foute en trane heen geleer het om weer te probeer. Wat die liedjie egter uniek maak, is die skitterende gebruik van eg Suid-Afrikaanse beeldspraak. Deur die geliefde se teenwoordigheid te vergelyk met Hemel op Tafelberg, skep die sanger 'n gevoel van monumentele grootheid en absolute tuiskoms. Verder simboliseer die reën in die Klein Karoo en die goud op die koringlande die kosbare seën, vrugbaarheid en emosionele vervulling wat uit hierdie verhouding spruit. Uiteindelik bring hierdie standvastige liefde 'n diep stilte in my gemoed, wat 'n universele boodskap van vrede en berusting wat die luisteraar se hart warm laat kloof en die lied tot 'n tydlose treffer verhef. Dit was nog 'n Voor in die Koor. Ek hoop dit jou geïnspireer om bietjie na daai liedjie vandag te gaan luister. Dit was dit, Blitsfokkers kykers, nog 'n episode wat verby is. Ek hoop dit het jou vandag geïnspireer na nuwe musiek te luister en dalk te dink om na skool 'n gap jaar te vat. Tot volgende keer, totsiens.